Goeiemôre almal en baie welkom by vandag se huiskerk. Ek gaan vandag vir ons lees uit Romeine 8 vers 1 tot 11. Dis die teks wat volg net na verlede Sondag se teks. So kom ons lees dit saam. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood. Wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was, dit het God gedoen. Hy het met die sonde afgereken deur sy eie seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur. So het hy die sonde en die sondige bestaan van die mens veroordeel. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen, ons wat ons lewe nie deur ons sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur. Maar die wat hulle deur die Gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die Gees. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, loop uit op die dood, maar die dinge waarmee die Gees hom besig hou, bring lewe en vrede. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, is immers vyandskap teen God. Die sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet van God nie. Dit kan trouens ook nie. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie. Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie, omdat Christus in julle is. Gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak, hoewel die liggaam vir die dood bestem is as gevolg van die sonde. Omdat die Gees van hom, deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. So 'n paar jaar gelede het ek gelees of gehoor van 'n sielkundige navorsing wat gedoen is. En wat hulle gedoen het is, hulle het 'n groep mense bymekaar gekry en vir hulle 'n video gewys van twee spanne wat basketbal speel. Die een span het wit klere aangehad en die ander span het swart klere aangehad. En die opdrag aan die gehoor was eenvoudig. Hulle het vir die mense net gesê, hulle moet tel hoeveel keer die mense in die wit span die bal vir mekaar aangee. En so het hulle dit gedoen en die meeste van die mense was so gefokus dat hulle aan die einde presies kon sê hoeveel keer die wit span die bal vir mekaar aangegee het. Maar toe vra die navorser 'n tweede vraag. Hy vra toe vir hulle, het julle die swart gorilla gesien? En die meeste mense het dit nie gesien nie. En toe speel hulle die video weer 'n slag, maar die keer in stadiger aksie. En halfpad deur die video toe stap daar 'n man met 'n gorilla pak, soet, tussen die spanne deur. En hy het selfs vir 'n oomblik in die middel gaan stil staan en voordat hy verder gestap het. En die meeste mense het hom nie raak gesien nie, want hulle was so gefokus op die wit span wat die bal aangee, dat hulle nie die swart gorilla raak gesien het nie. Julle kan die video gaan kyk, dis op YouTube, jy tik net in The Invisible Gorilla. Die punt daarvan is dat waarop mens fokus, bepaal op die ouend wat jy raak sien en hoe jy optree. En dis waaroor Paulus ook skryf hier in Romeine 8. Dit gaan oor die vraag, waar is jou gedagtes gefokus? Waarop is jy ingestel? Waarop is jou gedagtes ingestel? So vandag se teks, soos ek gesê het, volg direk op die teks wat ons verlede Sondag saam gelees het uit Romeine 7. En verlede week het ons by Paulus gehoor, hy sê, ek wil die goeie doen, maar ek doen dit nie. Hy het ons vir ons gesê dat ons weet wat die regte en die goeie goed is wat ons moet doen, en ons wil dit graag doen, maar ons sukkel om dit te doen, en ek dink ons almal kan ons nou daarmee identifiseer. Maar dan begin hy vandag se teks direk daarna, en hy begin dit met daai wonderlike sin, wat goeie nuus is vir ons almal. Hy sê, daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Dit beteken die evangelie begin nie by wat ons reg gedoen of reg kry nie. Die evangelie begin by die genade van God. Of ons nou sukkel om die goeie goed en die regte goed reg te kry of nie, dit maak op die ouend nie saak nie, ons word nie daarvoor veroordeel nie. Ons leef nie en ons doen nie die goeie goed omdat ons Jesus se goedkeuring soek nie. Ons doen dit omdat Jesus ons klaar goedgekeur het. Daar is geen veroordeling vir ons wat in Christus Jesus is nie.
Maar Paulus los dit dan nie net daar nie. Hy wil vir ons help om die goeie goed te doen, die goed wat ons wil doen. Hy wil vir mense help daarmee, so hy gee dan raad hier in Romeine 8 hoe om dit te doen. En daarom maak hy hierdie onderskeid in vandag se teks tussen die twee terme of konsepte wat deur die eeue mense al baie verwar het. En hy praat van ons sondige natuur teenoor die gees se invloed in ons lewens. Of soos mense ook al baie keer gesê het, die invloed van die vlees teenoor die invloed van die gees. Nou met sondige natuur of sondige aard of vlees bedoel hy 'n lewe wat om onsself draai. 'n Lewe waar ek die middelpunt is. 'n Lewe waar alles gaan oor my planne en my behoeftes en my gemak, my sukses en my geluk. So dis nie dat ons slegte mense is nie, as gevolg van die sondige natuur nie. Dis net dat alles om onsself draai. En dit is mos nou eintlik maar die oudste sonde van almal. En die wêreld waarin ons leef, maak dit ongelukkig ook nie makliker vir ons nie. Dink nou 'n oomblik aan al die advertensies wat ons sien op die TV of waar ook al. Alle advertensies is ingestel daarop om ons behoeftes, om my behoeftes te probeer bevredig. So dit is nie maklik in hierdie wêreld van ons nie. En daarom waarsku Paulus ook vir ons in vers 6, hierdie manier van dink, die denke van ons sondige aard loop uit op die dood, sê hy. Nou hier bedoel hy nou nie die fisiese dood nie. Hy bedoel dat iets binne my en binne in my lewe gaan begin doodgaan as gevolg daarvan. As ons lewens net oor ons self gaan, dan begin ons verhoudings met ander mense doodgaan. As my lewe net om myself draai, dan begin liefde en empatie in my en compassion begin in my doodgaan. As my lewe net oor myself gaan, dan raak my lewe al hoe kleiner. Daar's later nie meer plek vir God en vir ander mense in my lewe nie. Nou teenoor dit, sê Paulus, rig liewer jou gedagtes op die dinge van die gees. Want, sê hy in vers 6, die denke van die gees bring lewe en vrede. Nou dis bietjie soos wanneer jy Google Maps gebruik om iewers heen te ry. As jy Google Maps gebruik, dan bereken hy, dit mos vir jou die kortste roete tot by jou bestemming. Maar om dit reg te kry, moet jy die regte adres insit. As jy die verkeerde adres insit, dan gaan hy vir die kortste roete na die verkeerde bestemming toe verduidelik. Nou as jou lewe net oor jouself gaan, dan is dit soos om die verkeerde adres in te tik. As jou lewe en jou gedagtes op Christus en op die Gees gerig is, dan het jy die regte adres ingetik en dit gaan jou by die regte bestemming uitbring. Nou, wanneer dit gebeur, die wêreld rondom jou gaan nie verander. Die wêreld rondom ons gaan nie verander as ons fokus op Christus en die Gees is nie. Maar ek gaan begin verander. Hoe ek na myself kyk gaan begin verander. Hoe ek na ander mense kyk gaan begin verander. Skielik gaan ek dalk begin om mense se nood raak te sien. Skielik gaan ek begin om geleenthede raak te sien om goeie goed te doen in hierdie wêreld. Want die Gees, om gefokus te wees op die Gees, sê Paulus, bring lewe en dit bring vrede. So dink nou weer 'n bietjie net aan die storie van die gorilla. Die gorilla was daar, maar hy word nie raak gesien nie. Dit was nie omdat hy weggesteek was nie, dit was omdat die mense te veel gefokus was op die span met die wit klere aan. So dink net aan al die goed wat ons dalk al misgekyk het, omdat ons net op onsself en op ons eie wêreld gefokus was. Omdat ons op die verkeerde goed gefokus het. Dalk was daar mense wat jou hulp nodig gehad het, dalk was daar mense wat bemoediging nodig gehad het, wat jy gemis het, omdat jy net op jouself gefokus was. Ek lees op die oomblik 'n boek, en dit is 'n baie wonderlike boek vir my. Dit is die storie van 'n wit Afrikaanse dominee van Pretoria, en 'n swart Zulu evangelis van die noorde van Natal, wat beste vriende geword het. En hulle beskryf in die boek nou maar net hulle storie, hoe hulle bymekaar gekom het en die invloed wat dit op hulle gehad het en so aan. Maar hulle is twee mense uit totaal verskillende agtergronde. Nou as hulle net op hulle self en hulle eie wêreld gefokus gebly het, soos wat hulle 'n groot deel van hulle lewe gedoen het, dan sou hulle nooit vriende geword het nie. So hulle beskryf hoe
hoe Jesus hulle verander het. Hoe Jesus hulle, die manier hoe hulle na hulle self gekyk het verander het, hoe Jesus die manier hoe hulle na ander mense kyk verander het, die manier hoe Jesus die manier hoe hulle na mekaar gekyk het, verander het. En as dit nie daarvoor was nie, as hulle nie mekaar op hierdie nuwe maniere begin raak sien het nie, dan sou hulle nooit beste vriende geword het nie. Sien, as ons net op onsself fokus, dan mis ons dalk die wonderlike geleenthede en mense wat God oor ons pad bring. So ons moet leer om weg te kyk van onsself af. So Paulus vra eintlik maar net in hierdie teks van vandag die vraag waar ons almal moet gaan nadink. Is my lewe net gefokus op myself en op my eie belange en my eie wêreld? Of is dit gefokus op Christus en op die Gees en op die goed wat die wêreld beter gaan maak? Ek wil afsluit met 'n gebed, maar ons gaan dit 'n bietjie anders doen vanoggend. Ek wil jou uitnooi om hierdie gebed te leer en gereeld te bid, veral voordat jy jou dag begin elke dag. Dis 'n gebed wat 'n mens moet bid voordat jy jou foon optel in die oggende, voordat jy daai eerste WhatsApps begin lees, voordat jy dan die nuus begin kyk. So bid hierdie gebed in die oggende, veral voordat jou dag begin. Here, rig vandag my gedagtes, laat ek vandag met ander oë kyk. Help my om raak te sien wat U raak sien. Help my om lief te hê soos U liefhet. Laat U Gees vandag my lewe rig. Amen.